Welkom terug en vir die van julle wat nou eers ontwaak het, goeiemôre, good morning. Nou ons gesels met 'n baie interessante man. Johan Myntjies was gimnas, baie belowende jong gimnas gewees, maar op die ouderdom van 24 het hy tydens 'n kompetisie 'n lewensveranderde rugmurgbesering opgedoen. Hy het egter nie moed verloor nie en in 2024 het hy die eerste kwadriplegiese fotograaf ter wêreld geword om die Olimpiese spele af te neem. Hy gesels nou met Arnold oor sy inspirerende storie. Inderdaad, lekker om jou saam met ons te hê, and like Peter was just saying, if you've just joined us, goeiemôre, good morning, where have you been? But you've tuned in at the right time. Glad to have you with us. Johan, dis vir my 'n asemrowende storie, en as mens daar deurgaan, die eerste vraag wat by my opkom, toe ek jou vanoggend sien is dit hoe dit veronderstel was om te wees, dink jy? Dis 'n moeilike vraag daai Arnold. Jy weet almal wonder maar so deur die tyd jy al klomp vrae wat jy vir jouself vra. En ek dink jy gaan nooit met daai antwoord kry nie. Ek glo dit het maar met my gebeur dat ek 'n ander lewe moes gelei het. Omdat ek 'n gelowige mens is, glo ek maar dit is wat my moes gebeur het. En dat ek ander mense moet maar motiveer op 'n ander manier as wat ek altyd dit as 'n nie gestremde sou gedoen het. Jy het begin op 10 jaar ouderdom, en was daar onmiddellik aanleg daarvoor? Was dit net iets wat by jou geklik het, Johan? Ja, kyk, as kind het ou maar verskillende sportsoorte gedoen. Ek het eers tennis gespeel net voordat ek gimnastiek begin het. En ek was redelik goed in verskillende sportsoorte. Ek het atletiek gedoen, spies gegooi, hekkies gehardloop, en toe met gimnastiek begin. So en van die begin af was dit vir my lekker geweest. En so met die tyd aan agtergekom dat ek talent daarin het, en ja, dit het my toe nou verder gevat in my gimnastiekloopbaan en geniet, ja. 1978 vierde in die wêreldkampioenskap in die vloer en in die tuimel. Die pad was vir jou oop, maar toe gebeur hierdie ding. Vat ons net terug na wat gebeur het. Ja, ek het in 'n tuimelkompetisie, ek het gimnastiek en tuimel gedoen. Nou, gimnastiek is nou waar jy al 6 apparate doen. Ja. En dan tuimel waar jy net een op een apparaat is. Daai naweek was daar 'n proewe vir gimnastiek en vir tuimel, en toe kies ek nou maar die tuimel daai naweek om proewe te gaan deelneem. Ja, ons het deelgeneem, opgewarm, alles gedoen, en met my eerste reeks het ek dubbel 8 uur salto op die einde gedoen, en blykbaar bietjie te laag gegaan, op my nek te lande gekom, en ja, onmiddellik was ek verlam geweest, dadelik agtergekom. Kan nie meer voel nie, hulle het toetse gedoen, en my afrigter was dadelik by my om my te stabiliseer en so. En ja, dit het onmiddellik gebeur en jou lewe het in 'n sekonde verander. Hoe kom mens deur so iets en dan word jy so positief soos wat jy nou is? Jy moet positiewe mense om jou hê, seker. Ek sorg dat ek altyd met positiewe mense praat, en Jy's op die regte plek hier net so te loop. Ja, ek weet, ek het agtergekom, so die hele oggend het ek nou maar gehoor hoe positief julle is, en ja, dit is altyd lekker om met positiewe mense te praat en so. En dit hou jou positief. Jou familie wat saam met jou is, hulle moet altyd jou opbeer wanneer jy negatief raak. En dan jou vriende. Ek het 'n afrigter gehad wat verskriklike positiewe mens is. Meneer Henry Wendel. Ken hom baie goed. Ja, en as jy met sulke mense te doen het, dan bly jy maar positief. Hoe die lenswerk begin, hoe die fotografie ding jou begin byt? Ek was 'n onderwyser gewees hier by Laerskool Constantia Park, ook hier in Pretoria. En ek moes een of ander 'n buitemuurse aktiwiteit aanbied. En omdat ek nou nie rugby en sulke dinge kon aanbied nie, het ek met 'n fotografieklub by die skool begin.
Ja, dit het ek toe nou so 'n hele paar jaar gedoen en agtergekom, hoorie. Ek moet self, die kinders het nou mooi foto's geneem en ek moet self 'n bietjie kyk of ek my fotografie kan verbeter. En dit het my eintlik begin by daarso en ek het akkreditasie begin kry by verskillende sportsoorte en so het die fotografie my gebyt en veral sportfotografie. Jy praat van sport, jy het by iemand geleer wat ek self voor baie lief is. Vertel vir ons van Christian asseblief. Ja, Christian is een van die ouens wat ek toe gekry het, Christian Kotse. Ja. Ek het hom gekry om vir die kinders te kom wys hoe om fotografie te doen. Is dit hoe dit gebeur het? Dis waar ek hom toe nou leer ken het en so met die tyd aan het ek nou saam met hom begin veral rugby op Loftus begin afneem en so. En ja, het ons begin praat oor die Olimpiese spele en so met die tyd aan het ek agtergekom, jong, dit kan dalk 'n werklikheid word. En ja, toe het dit nou 'n werklikheid geword met die 2024 Olimpiese spele in Parys. Toe jy die akkreditasie kry om te gaan, vertel my net hoe daai gevoel het, want dis 'n eerste en dit is 'n merkwaardige eerste vir iemand in jou situasie. Ja, dit is nogal 'n moeilike storie om akkreditasie te kry. Ja. Jy moet aan 'n media huis behoort. Ek het vir Gallo Images gaan foto's neem daar. Ja, yes, like dit is 'n opgewonde ding as jy daai as jy hoor jy het akkreditasie gekry. Baie bly, baie opgewonde en uitgesien om Parys toe te gaan om tussen die wêreld se beste atlete en sportmense te En fotograwe. En fotograwe te beweeg. Ja, en yes, like dit is 'n ondervinding om tussen daai fotograwe te wees, want jy kom dan agter hoeveel ouens dieselfde passie as jy het. Ja. Ja, dit was baie lekker geweest. Is jou perspektief anders in jou situasie uit 'n rolstoel uit as iemand wat foto's neem en moet staan? Of hoe sien jy dit? Ja, jy moet heeltemal wel ek het nou nie my toerusting saamgebring nie, maar hier op my stoel is so 'n tipe ding wat ek my kamera op monteer, wat soort van 'n driepoot op my rolstoel is. En dan kan ek nou met die ding op my stoel kan ek rond beweeg. Dit is effens onregverdig as jy weet fotograwe het hierdie massiewe lense en jy kan hom stabiel hou, nie waar nie? Nee, ek kan hom stabiel hou, maar hulle het nou weer ander voordele. Sekerlik. Ek kan links en regs beweeg en op en af, maar baie stadiger as 'n gewone ou. Ek is met jou. So hy kan die atleet of die gimnas of wat ook al jy afneem vinnig volg. Waar ek maar 'n bietjie sukkel. Ek is maar 'n bietjie stadig, so ek moet vooruit beplan. Gelukkig ken ek sport, so ek weet wat kan volgende gebeur. Ja. So jy is maar eintlik vooruit. As die bal by die skramskakel is, dan moet ek al klaar by die losskakel wees. Of binne senter. Dis reg, ja. Jy het 'n pragtige foto geneem van Simone Biles by die Olimpiese spele. Hoe het jy daai gesien? Hoe werk jy aan jou komposisie terwyl dit alles so vinnig voor jou gebeur? Kyk, my groot ding was om Simone Biles te gaan afneem. Ek dink nog steeds sy is die beste vroue gimnas wat daar nog ooit was. Ja, gelukkig daarso die persoon wat die organiseerder in die saal was, het vir my toestemming gegee dat ek so naas moontlik aan die apparate kan beweeg. So ek kon daar tussen die atlete wees, tussen die gimnaste. Ja, dit was baie lekker daar. Ek kan vir jou sê dat een oomblik gebeur waar ek dit was toe hulle klaar deelgeneem. Die hele Amerikaanse spannetjie saam. Ek wou jou vra daaroor. Wat het daar gebeur? Ja, die Amerikaanse span het mooi geposeer langs mekaar om foto's te neem. Vir al die staande fotograwe. Dis reg, ja. En hulle het 'n entjie, wel dit was 'n entjie, ek kon nie tussen hulle kom nie.
So die gimnaste het vir hulle gekyk. Ja. En so jy wil eintlik hê dat die gimnaste na jou toe moet kyk. En toe hulle toe wegbeweeg daarvan af, toe sien ek haar oog kom na my toe. En ek sê vir haar nee, roep die span weer bymekaar. Ek wil gou voet. En toe gaan roep sy gou weer almal en hulle het toe daar voor my kom staan en toe kon ek 'n mooi foto daarvan neem. Pragtig. Wat is jou gunsteling sportfoto van alle tye, insluitende jou eie werk? Ek het 'n mooi foto van Caitlin Rosekrans by die gimnastiek afgeneem, wat beslis een van my gunstelinge is. Dan het ek Akani Simbini ja. afgeneem, waar hy aan die 100 meter deelgeneem het, wat ook 'n baie goeie ene was. Daai foto praat van krag. Ja, en dan het ek van Tatjana Smit Ja, by die swem baie afgeneem. Daai 3 fotos is seker van my beste fotos wat ek afgeneem het. Johan, ek is mal oor jou werk en ek dink jy vang werklik waar sport op 'n baie spesiale manier. Was wonderlik om tyd saam met jou te spandeer. Goed om jou te sien. Baie dankie vir die geleentheid, Arnold. Pieter, Nou ja, toe, ek het skone krapperigheid in die keel. Gou op my gewees. Johan, baie dankie. Onthou, jy kan hierdie onderhoud ook later op ons YouTube kanaal gaan beloer, tesame met allerlei agter die skerm eksklusiewe inhoud. Bly ingeskakel, want net hierna kuier die verhoudingsspesialis en motiveringsspreker Lenet Beer by ons in die ateljee.